Goeiemôre, groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus en dankie vir die voorreg wat julle vir my gee om bietjie in God se woord in te gaan en bietjie met julle te deel. Dit vir die Here wat ek glo die Here met ons wil deel en ja, ons is op hierdie journey in 2026, nee. Ons het dit begin in die begin van die jaar om te sê God wil iets nuuts doen in ons. En hoe doen God dit? Wel ja, nommer 1, ons stel onsself beskikbaar. Ons sê vir God, Here, hier is ons wil. En dan spandeer ons tyd met God om te hoor en te sit en te spandeer in gebed, in lofsang, wat ons baie van die tyd vergeet, weet, ons is geneig om, ek moet op my knieë sit maar jou daaglikse reis met God is 'n pad van gebed, nee. En dan kom ons daar waar ons sê, Here, dit is wat U in my hart geplaas het en dit is my gedagtes vir die jaar wat voor my lê. En dit is die dinge wat ek gaan doen. En dan kom ons hierso gewoonlik hier einde van Januarie en dan begin hy, kan ek dit doen? Kan ek dit doen? Is ek in staat om dit te doen? Het ek die krag? En dan begin, jy sien daar waar dit begin, nee. Kan ek dit doen? Kan ek? Het ek? En ek wil vir julle vandag sê, weet, want met daai het ek en kan ek en is ek in staat om dit te doen en dan fokus jy weer op jouself en jou eie vermoë en dan word jy bang en jy begin vrees of jy begin twyfel en dis normaal as mens. En ek kan vir jou vandag sê met absolute daai vrymoedigheid, maar meer as dit, met daai confidence, ek kan vir jou vandag sê, hou op om op jouself te dink. Hou op om jou gedagtes dalk te los, waar dit sê, ek kan nie. Want dit kom baie maklik in elke een van ons as mens. Hoekom? Want die duiwel kom en hy saai daai saadjies van twyfel. Hy saai daai saadjies om te sê, ja, jy is nie goed genoeg nie en jy is nie. Maar ek wil vandag vir jou sê met soveel confidence, ek meen dis hoekom ons God se woord het, om vir ons daai vertroue te gee, om te sê, ja, maar God het. Ja, maar God het. Ek meen onthou net, die dag wat jy jou lewe vir die Here Jesus gegee het God gekom en weer eens net sy gees geplaas en jou gees binne in jou geseël en vir jou gesê, vertrou op my en dis hoekom Paulus skryf so mooi aan Timotheus. Ek meen Timotheus is 'n ou wat die pad gestap het, nee, hy het gesien en hy skryf dit so mooi in 2 Timotheus 1 vers 7, hy sê van God. Wie eens, ons plaas ewe skielik van ek na God toe, nee. En dis wat ons moet doen. Want in die begin het God, nie jy nie. God het jou gered. God het jou eerste lief gehad. God, en dan kom hy so en sê in die begin, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Sien hy twyfel en hy vrees en hy onsekerheid en hy is ek goed genoeg? Is ek sterk genoeg? En dan sê dit hier so, vreesagtigheid gegee nie. God het dit nie vir jou gegee nie. Moenie vir 'n oomblik dink dat God dit in jou geplaas het nie. Nee, dis die duiwel wat kom, nee, Johannes 10 vers 10, dis die duiwel wat kom om te steel en te roof en te moor. Hy steel jou gedagtes, hy steel jou vertroue, hy vermoor jou. En hy wil jou terughou van die volheid wat God vir jou instoor het. Dis hoekom hy sê daarso, maar wat het God vir ons gegee het, nee, maar God het jou gedagtes van krag gegee. God het vir jou gedagtes van liefde gegee. God het jou gedagtes van selfbeheersing gegee. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie amazing om te weet dat hierdie is die gedagtes wat God in jou geplaas het? Johannes praat daarvan, nee, waar die duiwel kom om te moor en alles, maar God het vir jou 'n gees gegee om te oorwin, 'n gees te gee om in oorwinning te stap. 'n Gees gegee, hoekom? Want dis die Heilige Gees wat binne in ons is, nee. Ek lees verder hierso, kom ons kyk daar later in Timotheus waar hy daarso sê vanaf vers 12, hy sê, om hierdie rede lei ek ook hierdie dinge. En dis die vleeslike dinge, dis die dinge wat tydelik is, dis die dinge wat verbygaan, dis die koue en die honger en al daai dingetjies wat ons lei, nee. En hy sê vir ons bly nie daar nie, ek skaam my nie, want ek weet in wie ek geglo het. Weet jy vandag in wie jy glo? Glo jy in jou eie vermoë?
En ja, ons moet sê, ja, ek kan sekere dinge, maar dan kan ons sê, ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat vir my die krag gee. Sien, ons stop daar baie keer, ek is tot alles in staat, ek kan alles doen, nee, dis wanneer twyfel inkom, dis wanneer as ek my toe instamp en ek doen iets wat dalk nie so goed is nie, dan begin ek vir myself sê, ja, maar ek kan dit nie meer doen nie. En dan sê, maar God, en hy sê vir jou, want ek weet in wie ek geglo het, en ek is oortuig dat God mag het om my pand te bewaar tot die dag toe. Ek glo vandag dat God in staat is. Glo jy dit vandag, geliefdes? Glo jy dit vandag? Dat God alles kan doen. God kan doen wat God wil doen, op die tyd wanneer God dit wil doen, deur die mense wie God wil gebruik. En dis wat hy sê daarso, tot die dag toe. Hy sê, want ek is oortuig, is jy vandag oortuig, met gees, siel, met jou hart, met jou vlees, met jou gedagtes en alles, is jy oortuig vandag, dat God dit kan doen. Dat God dit kan doen. Sien, dis die ding, elke keer as ons begin vrees, moet ons begin uitroep en sê, ja, maar God kan. By God is niks onmoontlik nie. God kan my hier deurdra. God kan seker maak dat hy my hand vat en hy my hier deur lei. Want dis die hele Bybel, Timoteus sê aan die einde van die Bybel geskryf, die hele Bybel sê vir ons, kyk hoe dik is hierdie Bybel, nee. Die hele Bybel herinner ons van God se liefde vir ons, van die feit dat God ons deurdra. Elke moeilike situasie is hy daar vir ons. Hy's nader as 'n vriend. Hy's nader. Kom ons lees hierso wat hy sê vir ons. Hou as voorbeeld van gesonde woorde die wat jy van my gehoor het, in die geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Sien, dit kom weer van die waarin plaas ons geloof, waarin plaas ons hoop. So hier begin van die jaar moet ons onsself begin, we have to prepare ourselves, we have to start disciplining ourselves, ons moet onsself gedisciplineerd hou, om te sê elke keer as ek vir myself begin sê, ek twyfel in myself, ek twyfel my vermoë, moet ons hy dissipline omskep om te sê, maar by God is niks onmoontlik nie, maar my God sal my hierdeur lei, maar my God gaan vir my die oplossing gee, en dan gaan ek meer as die oorwinnaar hierdeur stap en uitstap die ander kant, want hy sê daar vir ons, bewaar jou goeie pand deur die Heilige Gees, kyk hoe eindig hy dit hierso, nee, wat in ons woon. Daar is vir my so kosbaar en so belangrik, dat ons daaraan vashou. Elke keer as ons twyfel, maar die Heilige Gees woon in my. Maar die Heilige Gees woon in jou. Onthou dit, elke keer as ons in 'n situasie kom, waar ons begin twyfel, waar ons begin vrees, waar ons begin vashak in ons eie vermoë, dan besef ons, hang on, die Heilige Gees woon in my. Hang on, is dit nie dieselfde krag wat Christus uit die dood uit dat opstaan het en hom in die regterhand van God geplaas het nie, wat binne in my en jou vandag woon? Is dit nie dieselfde nie? En dis hoekom ons daai vir onsself kan herinner oor en oor, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. En dis wat ek wil hê, ons moet onthou in hierdie week, waar ek weet, dis die begin van die jaar, maar ons moet onsself begin gehoorsaam en dissiplineer. Dat elke keer, ek meen is in die klein dingetjies, wat ons gehoorsaam is, dit is in die klein dingetjies waar ons stap in gehoorsaam, en dan val al die groot dingetjies in plek, nee. Maar dit kos dissipline, dit kos tyd, dit kos gehoorsaamheid, dit kos 'n oor wat luister na God, dit kos 'n verhouding met God, dit kos konstante gebed, 'n gesindheid van gebed, en 'n gesindheid van, Here, ek is hier om U te dien, ek is hier as U diensknegt. Dit sê, our doubts, ons twyfel, sal ons van die pad af lei. Dit sê so,
William Shakespeare, ek meen, selfs hy William Shakespeare, ek het dit so mooi raak gelees vandag, hy sê, our doubts are traitors and make us lose the good we often might win by fearing to attempt. Sien baie van die dinge in ons lewens, ons kyk daarna en ons sê, yes, maar ek kan dit nie doen, voordat jy het eers begin het, nee, ek kan nie opstaan en iets doen nie, ek kan nie daai doen nie, ek kan nie, hoekom, want ek vrees oor, hoekom, want ek twyfel in my eie vermoë, ek twyfel, want ek sien die einddoel daarso, ons besef nie, dit vat elke dag gehoorsaamheid, getrouheid, om elke dag in oorwinning te stap in die klein dingetjies. En dan soos wat ons vorentoe beweeg, sien ons dat ons lewe in oorwinning, ons begin lewe in oorwinning, want ons glo nie aan daai klein jakkalsies nie, ons sit hulle eenkant, sodra dit in ons gedagtes inkom, dan sny ons dit af, in die naam van Jesus Christus, en ons skuif ons fokus weer eens aan die oorwinning wat God vir ons gegee het aan die kruis, en dan stap ons elke dag in oorwinning, en dis wat ek oor jou vandag bid in hierdie week wat voor ons is, elke keer as twyfel in jou opkom, dan sê jy, ja, maar God, die Heilige Gees, woon in my, en daarom is ek meer as 'n oorwinning, daarom is ek in staat om hierdie ding te doen, en ek sal dit doen, deur die klein dingetjies reg te doen, gehoorsaamheid te toon aan Jesus Christus en God alleen, en dan gaan hy my die oorwinning gee in die groot dinge. En dis wat ek in jou lewe wil inspreek vandag. Ek bid dat God jou sal seën in die week wat voor jou lê. Ek bid goedheid en guns oor jou lewe, oor jou verhoudings en oor jou besighede. In jou verhoudings veral. Kies jou verhoudings. Maak seker jy saai die regte goeie dinge in jou verhoudings in, want dit is so belangrik. Die mense wat om jou is, moet jou ook motiveer. En jy, waar jy jouself vind, moet ander mense ook motiveer om meer te wees, om meer in hulle self te glo, om meer te glo in God wat in hulle is, as daai klein duiweltjies wat daar in die wêreld is wat ons wil twyfel. Ek bid dit oor jou lewe vandag, en as dit die Here se wil is, praat ons weer volgende week, maar doen jouself 'n guns hierdie week en sluit aan by 'n kerk wat Godvreesend is, 'n kerk wat uit die woord uitpreek en nie die persoon se opinie spreek nie, sodat jy in oorwinning kan stap ook, sodat jy gevul word, gevoed word met die kos wat voedsaam is, wat jou gees, siel en liggaam gaan voer, sodat jy hierdie journey kan aanpak in oorwinning. Ek bid dit vandag in Jesus naam. Amen.